Goeiemôre almal. Môre Edwin, môre ander. Welkom hier saam met ons. Dankie, ek hoor die stem. Mag die Here ons elkeen ryklik seën in hierdie oggend. Dis vir ons as mens 'n voorreg om by mekaar te kan wees in vryheid nog in ons land, om saam in die teenwoordigheid van die Here te kan wees, soos wat die Here van ons vra, maar dit is in hierdie oomblikke ook dat ons harte kan kom stilmaak en sê, spreek Here, wat die diensknegt en die diensmaagd luister. So mag die Here ons elkeen ryklik seën. Here, baie dankie vir u groot genade. Dankie Here vir u liefde. Dankie Here vir u tere, opsoekende werking. Here, dat u met ons bemoeienis maak, dat u na ons as mens uitreik. Here, ons as mens met baie uitdagings, Here, baie vrae in ons gemoedere, Here, baie dinge waarvoor ons nie die antwoorde het nie. Maar Here, dankie dat ons dan nou in hierdie oomblikke, dat ons harte kan kom stilmaak voor u. Dat ons kan vra, Here, dat u sal spreek, soos wat u beloof. Maar Here, dat ons verantwoordelikheid sal nakom. Dat ons ore sal open, ons harte sal open, ons lewens sal open, sodat ons begeerte sal hê om te hoor, om te luister, om gehoorsaam te wees. Here, om deur u gevorm te word. Dankie Here, dat u, Here, hierdie reg aan ons as mens gee, dat ons, Here, u kan toelaat. Maar Here, help ons, dat ons die verantwoordelikheid sal besef, van om u toe te laat, om te werk in ons lewens. Dankie Here, dat ons hier saam kan wees, dankie Here, dat u ons gebede hoor, en dankie Here vir u bemoeienis, wat u met groot liefde in ons lewens kom inwerk. Kom seën ons in hierdie dag, Here, oordek ons met u liefde, en gee, dat ons van u alleen bewus sal wees. Here, ons slaan ons oë op na die berge, want waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van u alleen, Here, wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word geskenk van God ons Vader, en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Terwyl dit dan die eerste Sondag van die nuwe kwartaal is, wil ons dan graag aan u dan ook die wet van die Here voorhou. Die wet, 'n baie belangrike deel wat in die Ou Testament opgeteken is, wat herhaal word in die Nuwe Testament, maar wat vir ons so kardinaal is in die vorming van ons lewens. Die Here sê, as ons aan een wet skuldig geword het, het ons aan die hele wet skuldig geword. So daarom is dit dadelik ons verantwoordelikheid wat ons besef, maar dan ook ons eie tekortkominge. So met ander woorde, die wet is nie daar net om ons pak te gee en om te wys van ons kry dit nie reg om te doen wat die Here van ons vra nie. Maar die wet is juist daar om vir my te wys ek het die Here nodig. Ek moet meer afhanklik wees van die Here in my hele lewe, sodat ek dan die Here kan verheerlik daardeur. So kom ons hoor wat die Here dan van ons leer uit die wet uit. Ek is die Here jou God, wat jy uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beelde of enige gelykenis maak van wat in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie.
Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Nou die geleentheid wat ons nou het, is om dan 'n openbare verklaring te maak van my lewe, om te kom sê, dit is waarin ek glo. Dit is op grond waarvan ek my lewe baseer. My besluite wat ek neem, is gegrond in dit wat ek sê, ek in glo. So onthou nou, deur die instaatstelling van die Here, dit is wat ek glo, en dis wat ek wil hê, ander moet in my lewe kom raak sien. So ek wil julle dan nou nooi om saam met my te staan, en gaan ons saam belydenis doen van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof, en daarna antwoord ons dan met ewig onbegryplik wese deur dit saam te sing. Kom ons staan, dan doen ons saam belydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ewig onbegryplik wese, Vader, Seun en Heilige Gees. Hier leer my, U ken al beter, U gehoorsaam kind te wees. Ons wil sing van al U liefde, in U waarheid wil ons juig. Amen, blye Evangelie, amen, bly my hart getuig. Amen, bly my hart getuig. Baie dankie, kan die sitplekke weer inneem. Die gedeelte wat ons nou saam gaan lees uit Filippense is 'n liefdevolle opdrag wat Paulus kom gee. En dit is nie net van as jy wil, dan kan jy dit nou maar nie. Hy gee vir ons 'n opdrag uit die woord van die Here uit. Met redes, met die agtergrond daaraan, met die motivering om dit wel te kan doen. So daarom is dit 'n liefdevolle opdrag. Maar dis wat die Here van ons verwag. Dis nie opsioneel in jou lewe nie. As ons terugkyk na ons eie lewe. Ek is van nature 'n bietjie vinniger van geaardheid. Ek vra in die week ek vir my 'n werker wat daar by ons is om my gou te help om iets te doen en hy het verskonings, hy kan nie nou kom help nie. En ek dink toe goed, ek sal dit sommer self doen en ek haal die bakkie se canopy haal ek sommer self af. En toe ek hom optel oor my kop, toe gly my een hand en die canopy val toe op my eie kop. So toe het ek nou 'n impak van bo gehad wat seer was, wat ongemaklik was. Maar dis baie kere ons dink ons kan. Ek kan nie wag nie. So ek gaan dit sommer gou self afhandel. En dan neem ek reg in my eie hande. En ek wil dit sommer gou self afhandel, want ek is haastig om dit te doen. In plaas van om, Here help my. Here antwoord my op dit wat nou gebeur. Daar's 'n Afrikaanse spreekwoord wat sê, ek moet my ore en my mond gebruik in die verhouding wat ek het. Wat beteken, ek het 2 ore en 1 mond. So ek moet 2 keer luister voor ek praat. Maar in die tyd wat ons in leef, het ek die reg om myself te verdedig. Het ek die reg om te reageer.
het ek die reg om my sê te sê, ek moet gehoor word deur die mense daar buite. In plaas van dat ek net luister, in plaas van, nie net luister na 'n ander persoon nie, maar om te luister wat die Here in my hart wil kom werk. Ek het volle begrip. En ek verstaan ander mense. En mense is uitdagend. Ek gaan nie nou vir ons 'n les kom gee oor hoe om ander mense te verstaan nie, want dit is eintlik maar onverstaanbaar. Maar ek moet verstaan hoe ek myself moet verstaan. Want alwaarvoor ek verantwoordelik is net myself. Hoe ek reageer. Die lewe is onregverdig. Die lewe is vol uitdagings. Paulus skryf die brief aan die gemeente van Filippi. Paulus sê, jy moet bly wees. En dan sê Paulus, soos die blydskap wat in my hart is, moet in jou hart wees. Maar raai waar is Paulus? Hy sit in die tronk in Rome. En hy kom skryf vir 'n gemeente wat in vryheid is, wat kan doen net wat hulle wil. Sê vir hulle moet bly wees soos wat hy bly is. Maar nou ons is in vryheid en nou wil ons my arme omstandighede. Julle moet my omstandighede is so tragies. En dan wil ons net ons eie lot kom verklaar. Ek dink baie kere mense kla oor hulle lot, want dis alwaaroor hulle kan praat. Ek wil nie 'n oplossing hê vir my lot nie. Ek wil net hê ander moet weet ek kry baie swaar. Ek wil ander se simpatie wil ek hê oor my lewe. En nou is ek nie, in geen sin is ek onsimpatiek oor moeilike omstandighede nie. Uit eie seer sware ervarings is die lewe uitdagend. Ons kan daarvan getuig. Maar gaan dit jou opbou as ek vir jou vertel hoe swaar ek kry? Hoe moeilik dit met my gaan? Gaan dit jou inspireer in jou omstandighede? Nee, dit gaan nie. Dit verheerlik nie die Here om te kla nie. Paulus kla nie oor arme ek sit in die tronk nie. Arme ek is my vryheid ontneem nie. Hy kom inspireer terwyl hy swaar kry. Sien hy die Here het 'n plan met sy lewe. Want ongelukkig die tronk is maar 'n plek wat jy nie baie kan rondloop nie. So nou sit hy maar en skryf briewe. Wat ons vandag nog die voorreg het om te lees. Nou besef hy, die Here wil hê, hy moet nou stil sit, en hy moet, ongehinderd, moet hy kan briewe skryf, vir die geslagte vir die eeue, wat kom. Hoor die insig, hoor die, Here, leer my, Here kom gebruik my, die gewilligheid in Paulus se lewe, sodat ek en jy, daarby kan baat, terwyl hy gehoorsaam was. My grootste uitdaging is altyd wat los ek vir my kinders? Wat kom leer ons ander mense om ons? En dis die vraag wat ons moet vra. Hoe beleef ander mense my? Want dit gaan nie oor jou nie. Ek wil nie vanoggend jou laat beter voel nie. Ek wil hê, jy moet jou verantwoordelikheid besef om 'n impak te maak op ander mense. Kom ons lees saam. Filippense hoofstuk 1 vanaf vers 27. Filippense 1 vanaf vers 27. Alleenlik, gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vasstaan en een van siel,
saam stry vir die geloof van die evangelie. En dat julle heel in geen opsig laat afskrik deur die teenstanders nie. Dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding, en dit van God. Omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly, met 'n lang y, swaar te kry partykeer. Vers 30, terwyl julle dieselfde stryd het, as wat julle in my gesien het, en nou van my hoor. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belang omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing. Want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie, maar al word ek as 'n drankoffer uitgegiet oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my, ja, verbly ek my saam met julle almal. En om dieselfde rede moet julle ook bly wees en julle saam met my verbly. Ons lees net tot daar uit die wonderlike woord van die Here. Ons teks van oordenking, Filippense 1 vers 27, alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vasstaan en een van siel, saamstry vir die geloof van die evangelie. Nou wonderbaarlik, Paulus kom sê dit nie net vir die gemeente van Filippi nie, maar hy kom sê dit ook vir die gemeente van Efese in Efesiërs 4 vers 1 en 2. Ek vermaan julle dan, ek, die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. Is daar iemand by die hek? Ok, daar is iemand by die hek, iemand gaan nou vir daai iemand oopsluit. So, wees gerus, iemand gaan dit nou hanteer. Goed, Paulus sê, ek moet my waardig gedra. Die opdrag, gedra jou waardig. Nou, waardigheid beteken nie om selfvoldaan te wees nie. Dis nie eie trots nie. Dis nie ek maak staat op my eie vermoëns nie. Dis nie ek verdien nou sodat ander nou my kan eer, kan opsien na my nie. Met ander woorde, dis nie ek het nou die kwalifikasies om nou hierdie wat ook al te kan doen in my lewe nie. As Paulus vir ons sê, gedra jou waardig, dan verwys hy na die evangelie van Jesus Christus. Met ander woorde, Paulus beveel dit, dat ek in my lewe Christus na vore moet laat kom, sodat ander in alle omstandighede Christus in my lewe kan raak sien. En dan sê Paulus, en hy verwys in die skrifgedeelte, verwys hy na uitdagings, hy verwys na swaar kry, hy verwys na die moeilik van die lewe. Nou sê hy, nie net
ek moet my waardig gedra as dit goed gaan, as dit lekker is, as alles voorspoedig is nie. Maar Paulus sê nou juis, ek moet my waardig gedra ten opsigte van die evangelie van die Here, om dit uit te dra na ander mense. Paulus sê dit juis, omdat Christus alleen waardig is. Openbaring 4 vers 11, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Waardige gedrag, sê Paulus in Filippense 2 vers 2, word bewys deur, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees. So met ander woorde, ons is almal een in Jesus Christus. Maar om eensgesind te wees beteken nie almal doen wat een persoon sê nie. Dit beteken nie ons stem almal altyd saam oor alles wat gedoen moet word en hoe ons dit selfs moet doen nie. Paulus sê, Filippense 2 vers 2, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Hy sê daar's ruimte vir ons elkeen om ek kan ek wees. Maar ononderhandelbaar, ons doel is almal dieselfde. Dit wat ek wil hê, my lewe moet van spreek, is dieselfde in Christus. En daarom die liefde vir ander mense, en daarom die eensgesindheid vir hierdie doel. So met ander woorde, wat Paulus hier kom sê, is hoe kan ek jou help? Hoe kan ek jou van hulp wees, sodat die Here deur jou lewe verheerlik kan word? So met ander woorde, waarmee sukkel jy, sodat ons saam daarvoor kan bid, sodat die Here daardeur verheerlik kan word? So met ander woorde, die doel daarvan is nie net van iemand anders te gaan my tydelike probleme kom oplos, iemand anders te gaan intree en my kom red uit my omstandighede uit nie. Dis die omstandighede wat oor jou lewe is. Hoe kan ons jou help, sodat hierdie omstandighede omgekeer kan word, sodat dit die Here kan verheerlik? Omdat dit bly jou omstandighede, dit bly jou lewe, dit bly jou keusese, wat jy tot op daardie plek gebring het. Maar nou, hoe kan ons jou help? En dis die wonderlike voorreg van 'n gemeente. Jy skakel in by die gemeente, en jy vra vir die gemeente, ek wil graag dit kom doen in hierdie gemeente. En dan skep die gemeente vir jou die geleentheid om te kan doen wat jy graag wil doen, sodat die gemeente jou kan bystaan om die Here te verheerlik. Hoor u die verantwoordelikheid wat ons as mens het? Ek meld aan. En dis nou ongelukkig seker een van die plekke wat dit nou moeilik raak. Want in die wêreld, as ek ergens aanmeld, dan gaan dit gepaard met 'n betaling. Dit gaan gepaard met 'n onderhandeling. Wat kry ek uit hierdie deal uit? Wat kry ek uit dit uit as ek dit nou kom doen? En die kerk werk ongelukkig nie so nie. Dus wat kan ek vir julle, moet ek dit nou maar moeilik sê, wat kan ek vir die kerk verniet kom doen? Hoe kan ek 'n bydrae maak in die kerk om 'n verskil te maak in ander mense se lewens, maar ek gaan niks daaruit kry nie? En dan verstaan ons miskien 'n klein bietjie van die lewe van Jesus Christus, wat die heerlikheid van die hemel verlaat het, homself ontledig het, dit nie roof geag het nie aan die heerlikheid net vasgehou het, en nie bereid was om mens te word, om vir ons te kom sterf nie, wat alles vir ons gegee het, sodat ek en jy kind van God kan word, sodat ek en jy deur God in staat gestel kan word. Paulus vra, my blydskap moet bekend word vir almal. Daar is moeilike omstandighede. Maar ek hoef nou nie bedruk te wees as my omstandighede moeilik is nie. Die hele probleem, die sielkundige uitdaging daarvan, is ek raak te neergedruk.
Ek voel later, ek is in 'n gat. Ek voel donker, ek voel alleen. Hoor jy hoe spiraal dit? En ek sien al hoe minder lig. Ek sien al hoe minder uitkoms, want ek is selfgesentreerd. Dit gaan oor my probleme, my omstandighede. In plaas van dat ek net by die venster kan uitkyk, net die heerlikheid van die Here kan sien. Die son het opgekom vanoggend, van self. Niks wat ek gedoen het nie, dis die Here se seëninge. Het jy al gesien, dis nog koud buite. Jy al gesien die bome begin bloei. Daar kom al nuwe blaartjies in die bome daar buite. Die bome is bly oor die komende nuwe seisoen wat op pad is. Dis die natuur wat reageer op die werking van God. Maar ek as mens is net terneergedruk oor my eie omstandighede. Robert Ingersoll het gesê die tyd om bly te wees is nou. Dis nie van as my omstandighede verby is, dan sal ek. Daar is moeilike goeters. En ons kan nie bly wees oor alles in ons lewe nie. Maar hoe ek hierdie goeters hanteer, wat seer is, wat moeilik is, wat my maak dat ek nie wil bly wees nie, word juis hanteer deur om bly te wees, gefokus op die Here, want die Here gaan die uitkoms gee daarvoor. Die Here gaan my daardeur dra. Die tyd om bly te wees is nou. Die plek om bly te wees is hier. Die manier, en nou raak dit nog moeiliker, die manier om bly te wees is om ander bly te maak. En nou kom ek agter, dit gaan nie eintlik oor my nie. Dit gaan nie eintlik oor my omstandighede nie. Dit gaan nie eintlik oor hoe swaar ek kry nie. Ek moet bereid wees. Hoe kan ek jou help? Hoe kan ek vir jou die liefde van die Here wys? Hoe kan ek jou help om die Here te eer? Hoe kan ek jou help sodat jy jou lewensdoel kan bereik? Want ons is baie kortsigtig. My lewensdoel is baie beperk, baie tydelik. Ek voel met my emosies. Ek voel op die omstandighede rondom my en dan beïnvloed dit my negatief. Dan maak dit dat ek nie meer blydskap het nie. Dit roof my van my blydskap. Dit roof my van my doel in my lewe en ek mis God se seëning in my lewe want kan ek dit maar so sê? Want ek het dit gekies. Ek het gekies dat die omstandighede my oorweldig. Moet ek dit nou weer sê? Ek sê dit met baie simpatie. Ek verstaan omstandighede is moeilik. Ek kan self daarvan getuig. Maar hoe hanteer ek dit? Maak dit anders. God is in beheer van alles. En ek moet God toelaat om my blydskap in my hart te gee. Ek moet optimisties wees. Ek moet die goeie sien in ander. Spreuke 15, vers 15. Al die dae van die bedrukte is sleg. Hoor hoe waar is dit? Al die dae van die bedrukte is sleg, maar die vrolike van hart het gedurig deur fees. Ek wil graag met u die eerste gedagte deel. Die opdrag is, gedra jou waardig. Ons eerste gedagte, Christus is jou waardige instaatstelling. Dis nou juis. Ek hoor nou gedra my waardig. Ek hoor nou, dit gaan nie eintlik oor my nie. Dit gaan nie oor my omstandighede nie. Ek hoor nou, ek moet bly wees, maar dit klink alles of alles net in konflik in my lewe is. Want ek hoor nou, ek moet dit doen, maar hoe gaan ek dit gedoen kry? Daar's soveel vrae in my gemoed, soveel onsekerhede, soveel van seer, daar's nie blydskap nie. Christus
is jou waardige instaatstelling. Ja, jy kan, maar net in afhanklikheid van Christus. Onthou nou, ons is nou saam by die kerk. Ons hoor nou die woord van die Here. Ek kan dit nie vir jou doen nie. Ek, as individu, moet dit aanneem van die Here. Moet dit my eie maak. Ek self moet daardie besluit neem. En dis nou waar jou verantwoordelikheid dan inkom. Ons kan saam bid, ons kan alles saam doen, maar dit bly jou keuse. Paulus maak in hierdie gedeelte een van die mooiste retoriese stellings wat hy in die Bybel maak. Filippense 2 vers 1. As daar dan enige troos in Christus is, as daar dan enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige intedere ontferming is, dit is juist die geval, dis hoekom dit retories is, daar is troos in Christus, maar dit gaan oor soveel meer, as om net my te troos, want dit gaan oorsluitlik nie oor hoe ek voel nie, maar eerder oor hoe ander my ervaar, hoe ek oorkom na ander mense, vol tederheid en ontferminge, vol omgee vir ander mense. Dit is lekker om te sit, dit is lekker om te ontspan. Iemand het eendag gesê, ek hou baie van werk, ek gaan ure daarna sit en kyk. In plaas van saamwerk, in plaas van, hoe kan ek help? Dis omgee in ander mense se omstandighede. Hoe kan ek jou help met die uitdagings wat jy beleef? En dan wil ek sê, dit voel onregverdig, maar juis hiervoor word jy in staat gestel deur die Here. Filippense 2 vers 13, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. En hierdie is baie moeilik, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Die woord van die Here sê, dis God wat in jou hart werk om te wil. So God gee in jou hart die begeerte om te werk tot sy welbehae. Maar dit werk dan nie in my lewe uit nie. Waar lê die probleem? God sê, hy werk in jou hart. Maar dit werk nie. Jy is die oorsaak. Die fout lê by jou en jou alleen. Om te maak dat dit nie kan uitwerk in my lewe nie, beteken, ek moet God se begeerte teestaan in my lewe. Ek moet God se werking in my lewe weerhou. Ek moet dit besluit, ek wil nie dit deel maak van my lewe nie. Hoor jy die probleem? Die keuse wat ons as mens bewustelik, onbewustelik maak. Van ek wil nie die blydskap hê nie, ek kies die ander, en dan kan ek alles blameer, en almal blameer. Want my omstandighede is moeilik. Maar ek maak die keuse. Here, in hierdie omstandighede wat ek ervaar, in die moeilikheid wat daar is, ek wil my nie laat neerdruk deur die omstandighede nie. Ek wil nie in 'n donker gat gaan sit en nie die lig van die Here ervaar nie. Maar terwyl ek hier is, besef ek nou, ek dien nie tot nut van iemand anders te nie. Ek inspireer niemand nie. Ek beïnvloed niemand anders te positief nie. Inteendeel, ek gesels oor al die swaar met almal. En ek wil hê hulle moet soos ek voel oor die omstandighede. Terwyl God sê, dis hy wat in jou hart wil werk
om jou in staat te stel. So wat's my verantwoordelikheid? Here, werk in my hart. Here, gee in my hart die begeerte om met blydskap te reageer, sodat ek U naam kan verheerlik. Ongelukkig is dit nie net 'n towerstaf nie. Dis nie net van, ek gee die Here nou die begeerte, Here, dis wat ek wil hê, en dit gebeur net in my hart nie. Daar is die tweede gedagte, daar is 'n koste, daar is 'n opoffering ten opsigte van 'n waardige gedrag in my lewe. Filippense 2 vers 3 en 4. Moenie iets doen uit selfsug of uit ywer eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen aan sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Die koste is om nie selfgesentreerd te wees nie. Met ander woorde, dit is selfverlonend. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor, hoe kan ek jou help? Dis nou 'n opdrag wat Paulus gee, gedra jou waardig. Maar is nie net van, jy moet dit nou gaan doen en baie sterkte nie. Jy moet dit gaan doen, maar hoe kan ek jou help, sodat jy dit kan regkry? Onthou nou, dis jou keuse om die Here toe te laat, om dit te bewerk in jou hart. Dink net, in hierdie omstandighede, in hierdie tyd wat ons leef, alles wat verkeerd is in ons land, alles wat verkeerd is in ons dorp, alles wat verkeerd is in jou huis, alles wat moeilike omstandighede is. Dink as ons dit op hierdie manier hanteer. As ons dit in die hand van die Here gee, en die Here toelaat, om hierdie omstandighede vir ons op te los. Here, ek het 'n begeerte, dat U moet inwerk in my lewe. En dit gaan nie net oor my nie, want dan sit ons maar weer selfgesentreerd. Here, ek wil hê U moet inwerk in my lewe, sodat ek net kan beter voel, sodat my omstandighede net kan anders te wees, sodat ek nie meer al hierdie dinge hoef te hê waarmee ek moet werk elke dag nie. Wat sê dit van my verhouding met die Here? Want dit gaan nou net hier oor my. Dis God wat in jou werk, na sy welbehae. So met ander woorde, God wil inwerk in jou lewe, sodat jy hom kan verheerlik. En dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor die Here. So nou moet ek 'n vraag vra. Word die Here verheerlik deur die omstandighede wat ek ervaar? Deur die omstandighede waarin my lewe is? Daar's omstandighede wat gebeur in ons lewens, wat God nie verheerlik nie. Van die omstandighede moet ek klaarmaak. Van die omstandighede kan 'n mens regmaak. Van die omstandighede kan jy bietjie verander, om die Here te verheerlik. Van die omstandighede moet mens net uit jou lewe uitkry, sodat jy die Here kan verheerlik. En dit hang nou van ons elkeen af. My omstandighede, Here, verheerlik my omstandighede, U naam. En daarom, ek is my eie grootste vyand. Want ek is selfsugtig van nature. Vir my gaan dit oor my eie selfbehoud. Wat het ek nodig? Want ek is bewus daarvan. Ek is bewus daarvan wanneer ek honger is, wanneer ek dors het, ek is bewus daarvan as ek koud kry, ek is bewus van my eie omstandighede. En daarom is ek my eie grootste vyand. Want dit is so maklik om net wat het ek nodig. En dan mis ek wat het die mense wie ek sê ek lief het, wat het hulle om my nodig. Paulus praat van nederigheid. Die King James sê lowliness of
mind. Dis 'n aktiewe besluit wat ek neem vir die onderdrukking van my eie belange. Nederigheid is mag onder beheer van die Here. So met ander woorde, ek neem 'n besluit. Ek sit my lewe onder beheer van die Here. Ek verloon myself. Ek ontledig myself van myself. Here, wat wil U in my lewe bereik? Paulus sit in 'n tronk. Skryf briewe ter bemoediging van gemeentes. Nederigheid is nie net iets wat ek uit my eie wilskrag gaan verkry nie. Nederigheid is 'n geoefende lewenstyl. Nederigheid is 'n gawe, is 'n geskenk van die Here. My lewe moet getuig van die teenwoordigheid van die Here. Die besluite wat ek neem, moet getuig van die teenwoordigheid van die Here in my lewe. Paulus sê, ek my waardig dit gedra. Die Here moet tuis voel in my lewe. En daarom kom sê Paulus nou, daar is, ek weet nie of ek dit op hierdie stadium moet noem nie, daar is 6 gedagtes. Ons is nou by die 3de gedagte. Ons gaan nog net die 3de gedagte nou hanteer. Ons sal die ander laat oorstaan. Die gedagte waarmee ek vanoggend wil afsluit, is dupliseer die waardige voorbeeld. Filippense 2 vers 5 tot 8 sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Want hierdie gesindheid moet ook in julle wees wat in Christus Jesus was. Hierdie gesindheid, nou sê Paulus nie net, hierdie gesindheid wat in my hart is, ek sal in die tronk sit, ek is tevrede daarmee, ek doen wat die Here van my vra. Dis nie wat Paulus sê nie. Paulus sê nie hier, ek moet doen presies wat hy gedoen het nie. Paulus sê hier, op grond waarvan hy sy lewe leef. My lewe moet Jesus Christus dupliseer, moet spreek van die teenwoordigheid van die Here. En nou beskryf hy Jesus Christus. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig. Dis wat Christus moes doen. Hy het homself ontledig van sy godheid, van dit wie hy was, het hy prys gegee. Pas dit toe op jouself? Ontledig jou van jouself. Het gaan nie oor my eie belange nie. Weet jy hoe lekker is dit om vir iemand iets te doen? Iets waarmee hulle sukkel. Iets wat hulle nie reg kry nie. Iets waar hulle moeg is om dit nog 'n keer te doen. Om saam te bid, saam te help, saam hierdie omstandighede te hanteer. En daarom is daar verstaan vir mekaar, hulp vir mekaar. Hoe die Here dit gedoen? Jesus Christus het homself ontledig en toe neem hy die gestalte van 'n diensknegt aan. Die oorspronklike gebruik die woord vir diensknegt is doulos. Nou om doulos die beste te verduidelik, is as ons by die see is, dan sien ons altyd hierdie konkrete vorms wat teen die kus lê. Daai konkrete vorms word doulosse genoem.
Die werk van daai doelosse by die see is om die strominge van die see te keer en die land te beskerm. So die enigste werking van daardie konkrete elemente wat daar lê, is vir beskerming. Daar's geen voordeel vir hulle daarin nie. Hulle moet net heeltyd werk om te beskerm. Watter voordeel was daar vir Christus gewees om die heerlikheid van die hemel te verlaat? Watter voordeel was daar vir Christus in om mens te word? Watter voordeel was daar vir Christus in om gekruisig te word? Menslik? Geen voordeel. Christus? Dit is volbring. Die opdrag wat God my gegee het, het ek eintlik deurgevoer. God verheerlikend was die doel van Christus. Wat sê dit van my lewe? Here, ek is nou moeg. Ek sien nou nie meer kans om 'n diensknegt te wees nie. Here, dit is nou die einde. Ek het nou al hoeveel keer probeer. Ek gaan nie weer nie. 'n diensknegt, maar hoor die doel, sodat God verheerlik kan word. So ek is nie daar, sodat die lewe my net kan seermaak nie, sodat ander mense op my kan trap nie. Ek staan nie op vir my eie regte nie, maar ek wil hierdie omstandighede gebruik, om God te verheerlik. Dis die doel wat ek wil hê. Dis eensgesind. Dis ons almal se uitkyk. Dis ons almal se opdrag. Ek moet God verheerlik. Die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word en in gedagte gevind as 'n mens het homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Homself verneder. Kan ek weer sê? Het gaan nie oor my nie. En ons wil tog altyd so hê, dit moet net gaan oor my. My lewe, my omstandighede, my uitdagings. Jou lewe is tydelik. Jou omstandighede, waaroor jy nou so bekommerd is tydelik. Dis 'n deel van jou lewe. En dan neem ons hierdie dwaase besluit om hierdie tydelike omstandighede toe te laat om my hele lewe te ruïneer. Ek staan die werking van die Here aktief teen. Want is God wat in jou werk om te wil, om hom te verheerlik. Maar ek gebruik verskonings en redes en wat ook al. Kom ek sê dit anderste. Die verlede is die verlede. Jy kan niks daaraan verander nie. Goeie besluite, slegte besluite, wat ook al. Ongeag verkeerde besluite. Nou, Here, ek wil U verheerlik. Ek wil hê, Here, my besluite moet U verheerlik. Kom ek vat myself as 'n voorbeeld. Ek het al baie slegte finansiële besluite in my lewe geneem. Ek het al baie skuld gemaak met redes wat ek gedink het baie goed is. Mense moet maar altyd 'n rede oor hoekom daar skuld moet wees. Goed. Dis nou die verlede. Nou wil ek vorentoe gaan. Ek wil hê die Here moet verheerlik word. Hoe verheerlik die Here nou? Ek kan nie al my omstandighede net agterlos nie. Ek betaal my skuld klaar. Ek verheerlik die Here. Want die Here sal voorsien in alle omstandighede. Ek kom eer die Here. En ek maak reg wat verkeerd is in my lewe.
al die besluite is nie altyd so eenvoudig en so maklik nie. Ek gee dit toe. Ek weet van dit is moeiliker. Maar, as dit nie die Here verheerlik nie, stop dit. Moenie aanhou met die verkeerde nie. Jy staan die werking van die Here teen. Want dis nie wat God wil hê in jou lewe nie. Here, kom werk in my. Een van die heel mooiste opdragte is wat Paulus vir my aan die gemeente van Korinthe gee. 1 Korintiërs 11 vers 1. Hy sê vir die gemeente, baie moeilike omstandighede, baie slegte omstandighede, baie verkeerde goeders wat aangegaan het, en dan vra hulle heeltyd vra. En dan maak hulle baie kere mooi opmerkings. Ek kan in meer tale praat. Ek is gedoop deur wie ook al. En hulle begin roem. En Paulus sê toe vir hulle, wees julle dan my navolgers, soos wat ek het van Christus is. As jy onseker is, doen wat ek doen. En dan sê die regte goeders doen. En Paulus sê nie, omdat hy nou waardig is nie. Paulus sê dit, want hy is 'n diensknegt van die Here. Want hy laat die Here toe, om in sy lewe in te werk, sodat hy kan verheerlik word. So daarom die uitdaging wat ons het, gedra jou waardig, sodat ander Jesus in jou sal raak sien. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie, baie dankie vir u genade. Here, dankie vir u woord. Here, dankie dat u die pottebakker is. Dankie, Here, dat ons hier by mekaar kan wees, onder die geklank van u woord. En daarom, Here, kom raak ons elkeen aan. Gee dat ons gedrag, Here, u waardig sal wees, sodat u 'n wonderlike tuiste in ons lewens kan vind, 'n wonderlike werksplek kan vind, sodat ons die klei in die hande kan wees, sodat u kan vorm, sodat ons lewens u kan verheerlik. Here, kom seën ons. Here, kom wys vir ons waar dit verkeerd is. En Here, gee dat ons u sal toelaat om vir ons die krag te gee om dit reg te maak. Amen. Ek wil u graag nooi om te staan en saam met ons af te sluit, voorwaarts Christen stryders. Dat ons ten spyte van die stryd wat daar is, dat ons moedig sal voortgaan met blydskap, die lewe sal leef, wat die Here vir ons die voorreg gee om te leef. Kom ons staan en sing ons saam. Voorwaarts Christen stryders, voorwaarts om te stryd. Laat die kruis van Jesus in die strydperk lei. Hy die Heer en Koning, voer sy leer aan. Laat die vaandel vooraan op die slagveld gaan. Voorwaarts Christen stryders, voorwaarts om te stryd. Laat die kruis van Jesus in die strydperk lei. Voorwaarts dan getroues, saamheen bly is skaar. So word al ons stemme in triomf gepaard. Glorie, roem en ere wil ons
so sal eers die eeuwe mens en engele sing. Voorwaarts Christenstryders, voorwaarts om te stryd. Laat die kruis van Jesus in die stryd beklei. Voorwaarts Christenstryders, voorwaarts om te stryd. Laat die kruis van Jesus in die stryd beklei. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.